Goeienaand. Kom ons kom vir 'n oomblik terug na die inleidende woorde van Abimelek wat met Abraham 'n verbond sluit. In Genesis 21 vers 22 staan daar: Destyds het Abimelek en Pikol, die bevelvoerder van sy leer, na Abraham toe gegaan, en Abimelek het vir hom gesê: God is by jou in alles wat jy aanpak. Beloof my dan nou met 'n eed in die naam van God, dat jy nie vals sal optree teen my of my kinders of my kleinkinders nie. Dat jy net so eerbaar sal optree teenoor my en teenoor die land waarin ek woon, as wat ek teenoor jou opgetree het. Toe het Abraham gesê: ek beloof dit. In Abimelek se woorde aan Abraham vind ons reeds iets van die vrug van die Here se belofte aan Abraham, dat hy tot seën van die nasie sal wees. Abimelek verklaar: God is by jou in alles wat jy aanpak. Abimelek sien iets rondom Abraham raak en in Abraham se lewe raak. God is by hom. Dis kenmerkend van Abraham se lewe. Dis van buite af merkwaardig. Dit kan gesien word. Hiermee word 'n lyn wat dwars deur die Bybel voorkom aan die orde gestel. God se kinders is op aarde om tot seën van ander te wees. Ons is na God se beeld as sy verteenwoordigers geskep, sy diplomate. En ons moet so lewe en getuig dat ander mense ons goeie werke kan sien en ons Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. En dit kan net gebeur wanneer God se kinders in sy seënende teenwoordigheid lewe. In sy teenwoordigheid sien mense van buite af dat God aan die werk is en bring erkenning aan hom. Ek noem so 'n paar voorbeelde. Potifar, die Egiptenaar, sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef aanpak seën. En daarom stel hy hom aan as sy persoonlike slaaf. Genesis 39. Dink aan Daniël in die paleis van verskeie Babyloniese konings. Sagaria voorsien 'n tyd waarin daar uit al die nasies 10 man, 1 Judeër aan sy klere sal gryp en sê: ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor God is by julle. Die Here red terwille van Paulus in sy goedheid die lewe van al die bemanning op die skip waarmee Paulus na Rome vervoer word. Dis in Handelinge 27. Paulus skryf in 1 Korintiërs 14 dat die eredienste waarin daar geprofeteer word, ongelowiges sal op hul knieë sal laat val, God sal aanbid en openlik sal bely: waarlik God is hier by julle. Nie dat die mense in hierdie verhale volmaak is nie, inteendeel. Selfs in hierdie verbondsluiting tussen Abimelek en Abraham vind ons dat Abimelek Abraham se betroubaarheid betwyfel. Dit volg natuurlik op die vorige verhaal waarin Abraham aan hom voorgegee het dat Sara sy suster was. En alhoewel Abimelek in Abraham se getrouheid twyfel hy nie in die feit dat God by Abraham is. God by ons. Immanuel. Dit is hoekom Jesus Christus gekom het. Nie ons by God in die eerste plek nie, maar God by ons. En tog ook, as God by ons is, hoekom sal ons dan nie ook by hom wees nie? Hoekom sal ons dan nie in sy seënende teenwoordigheid wil lewe nie? Hoekom sal ons dan nie sy lig wil weerkaats in die wêreld nie? Dan sal dit sigbaar word vir ander mense. Dit sal merkwaardig wees. Dit sal tot seën van ander wees. Hulle sal sien dat God by ons is. Goeienaand.